O liewe Hemelse Vader, U waaroor alle dinge gaan, U van wie uit alle dinge voortgekom het, U deur wie sowel elkeen van ons vanoggend in die kerkbankies, groot of klein, geskep is, in die lewe ingewil is. Here, ons weet, dis vir ons, dis vir my, dat Jesus die prys betaal het, dat hy opgestaan het. Here Jesus, dan vra ons vandag, help vir ons om verby die moeilik van elke dag op hierdie aarde te kyk, verby die hartseer, verby die selfsug, want ons is maar selfsugtige wesens, en vir 'n oomblik, Here, juis nou in vanoggend se diens, waar ons die woord uit lees, en hoor wat behels liefde, weg te kyk van onsself na U toe. En as ons daaraan dink dat U op hierdie oomblik lewe, en dat die graf dol leeg is, en die kruis leeg is, dan vier ons fees in ons harte, en ons vier fees in ons lewens. En dit skep in ons dankbaarheid. Maar Here, as dit 'n dankbaarheid is wat ons nie dwing tot 'n alternatiewe lewenstyl nie, 'n lewe wat anders lyk as die ou mens nie, of 'n lewe wat anders lyk as die res van 'n baie gebroke wêreld nie, dan het dit nog nie werklik tuis gekom na ons toe nie. Ons bid aan Heilige Gees, as ons die verlossing van ons Here Jesus werklik ons eie maak, en ons besef iets van wat dit beteken dat Jesus opgestaan het uit die dood uit, laat ons hierdie liefde gaan lewe. Hierdie liefde wat hom nie oor onreg verbly nie. Hierdie liefde wat vergewe en nie boeke van die kwaad nie. Hierdie liefde wat selfs die slegste, lelikste, onvergeeflikste goed kan bedek en vashou aan 'n lewende hoop wat alles verdra. Here, ons wil dit graag hê. En dit beteken dat as ons vir U raak sien, ons ook mekaar sal raak sien. Help dan vir ons om so te lewe, soos mense van die opstanding, soos mense wat liefde in hulle harte het. Ons bid dit in ons Verlosser, die Here Jesus se naam. Amen. Ons tema vanoggend is hy lewe selfs wanneer ons nog bewe. Hy lewe selfs wanneer ons nog bewe. Ons skriflesing kom dan nog steeds uit 1 Korintiërs, uit 1 Korintiërs 15. Ons gaan lees van vers 1 tot daar, rondom vers 20. Jy is baie welkom om die Bybels oop te maak. Dankie Koster, of sy seker buite, vir die oopmaak van die Bybel. Ek hoef nou nie te blaai na die teksgedeelte toe nie. Ons vra dat die Here die woord vir ons sal oopbreek. Here, die Bybel is vir ons meer as 'n boek. Dit is geïnspireer deur U. En as ons die Bybel lees, is dit U wat met ons praat. Daarom kan ons nooit die Bybel oppervlakkig lees nie. Dit lees asof dit net nog 'n tydskrif of net nog 'n boek is nie. Nee, Here, dit is U woord, U lewende woord. Maak dan dit lewend in ons harte, in ons lewens, en baie dankie vir die voorreg wat ons het, om hierdie blye evangelie boodskap van 'n God wat sy kinders so lief het, dat geen prys te groot was om te betaal nie, ook vir elkeen van ons is. Wat 'n genade. Dankie dat ons kan kom lees en luister, Here, wat U vir ons wil leer. Amen. Ek lees ons van vers 1 af. Ek herinner julle, broers, aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het, en wat julle ontvang het, en waarin julle ook gevestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered, as julle vashou aan die boodskap, soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het, en wat ek ook ontvang het, is dit:
Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers tegelyk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Dis nou ten tye van Paulus wat hierdie brief skryf. Daarna het hy, dis Jesus, aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels, heel laaste, het hy ook aan my, die ontydig geborene, verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels en is nie werd om 'n apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie, inteendeel, ek het harder gewerk as hulle almal. Eintlik was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. In elk geval, of dit ek is of hulle, dit is wat ons verkondig, en dit is wat julle geglo het. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? As daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud. En julle geloof ook sonder inhoud. Verder sou dit beteken dat ons vals getuienis oor God afgelê het, omdat ons teen God ingetuig het, dat hy Christus opgewek het. As dit dan waar is dat die dooies nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos, en is julle nog gevange in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus gesterf het verlore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling van die wat gesterf het. Geliefdes, daar is dit. Amper die evangelie, die blye boodskap van die Bybel saamgevat in 'n neutedop vir elkeen van ons, sodat selfs die kindertjies wat vanoggend in die kerk sit, dit tot 'n groot mate kan verstaan. Of al hierdie dinge wat God se woord vir ons leer, is waar, histories waar, feitelik. En ons verkondig dit en ons leef daar volgens tot die dag dat die Here ons kom haal, of die dag van ons dood. Of dit is maar onderhandelbaar. Of soos party mense tot vandag toe wat hulle self gelowiges noem, en selfs professore en doktore, eintlik maar sê, ag weet jy wat, dis nie so belangrik of Jesus werklik uit die dood uit opgestaan het nie. Hy het mos vir ons in ons harte opgestaan. En ons staan geestelik uit die dood uit op. Wat 'n klomp nonsens. Dat dit geleer word, dat dit opsioneel geraak het om hierdie te glo. Wat Paulus hier sê. Dink gou 'n bietjie aan die vrouens wat daai Sondagmôre by die graf gekom het. Ek wonder, hoe was hulle belewenis? Ek dink as in Markus staan daar, hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop terwyl hulle gebewe het van die skrik. Hulle het vir niemand anders daarvan gesê nie, want hulle was bang. Miskien kan ons sê, ja, dalk bangheid, of absolute verbuistering, want dit klink nie regtig of hulle verwag het, dat Jesus sou lewend wees nie. Hulle het nie verwag om te sien dat daar geen liggaam in daai rotsgraf meer is nie. En hier sien hulle met hierdie skok dit raak. Hoe moet hulle daar dink? Hulle gaan vertel vir niemand nie, want dit is net vir hulle verbuisterend. Ons moet onthou dat, al praat 'n mens nou van omtrent 2000 jaar terug. Ek dink is baie naïef van ons moderne mense om baie keer te dink, ag die mense van daai tyd was maar
baie eenvoudig in hulle denke gewees, en hulle was eintlik maar so bietjie stupid gewees. Ons vandag het tog baie meer kennis, en ons weet ons hoe werk die wêreld, en al die goed, maar ons moet versigtig wees om dit te sê. Want selfs in Jesus se tyd, die mense van daai tyd, daai vrouens het al geweet, iemand staan nie sommer net uit die dood uit op nie. Dis nie iets wat sommer net gebeur nie. En ons vandag ook, ons word gekonfronteer met hierdie ding, ons weet tog, mense raak nie sommer links en regs net lewendig nie, staan op uit die dood uit nie. So, wat Jesus betref, het daai vrouens 'n mate van 'n skoktoestand gehad, toe hulle besef het, hier is dalk iets baie groters en meer as wat ons ooit kan verstaan, of kan klein kry. Dis net te groot, dis net te vreemd, dit lê totaal buite ons verwysingsraamwerk. En is geen wonder dat mense tot vandag toe nog daarmee sukkel nie. En so lees ons hier in 1 Korintiërs 15, iets soos 'n geloofsbelydenis van Paulus af. Die vrouens kon op daai oomblik maar net een ding gedoen het. Hulle kon dit nie verstaan nie, maar hulle kon dit glo. En dit is ons antwoord vir vandag ook. Want jy kan nie 'n wonderwerk verstaan nie, anderste was dit nie 'n wonderwerk nie, dan was dit 'n verklaarbare ding wat gebeur het. Hulle het geglo. En geliefdes, ek wil die stelling maak hier van die kansel af, dat alles waarmee ons onsself besig hou in ons geloofslewe, in ons verhouding met God, in ons gemeente en kerk wees, is dit die middelpunt, die toppunt van alle dinge. Alles draai rondom die Paasgebeure. Of Jesus opgestaan het in die dood uit, of hy lewe al dan nie. As dit sou wees al dan nie, hoor hoe sterk druk Paulus dit aan mekaar uit. Hy sê dan is ons die bejammerenswaardigste van alle mense. Dan kan ons nou maar moed opgooi. Sodra die lewe begin hartseer raak, of moeilik raak, of een van jou geliefdes het 'n geweldige siekte, en jy weet nie of jy die dag van môre gaan sien nie, of die finansies werk nie uit nie, of jy staan langs 'n oop graf, en jy besef, hier is iemand wat jy op hierdie aarde nooit weer sal sien nie. Wat is die betekenis van dit alles, van hierdie ou lewe? Is dit net om hard te werk, ergens iewers hopelik 'n ou pensioengeldjie te hê, dat ek daar op my stoep kan gaan sit, en dan is dit die einde. As dit waar is, dan is dit bejammerenswaardig. Dan moet ons huil en treur soos nooit tevore nie, maar dan sê Paulus, dit is nie so nie. Christus lewe, en ons met hom. Ons vier een van die dae hemelvaart. Christus is in die hemel. Hy kom weer. Nie figuurlik nie. Letterlik kom hy weer om die aarde nuut te maak. Ons het 'n hoop, ons het 'n uitsien. Maar ek wil nou vir u iets anders sê. Dit help nie. Jy sien die opstanding of Paasmôre as iets wat jy sê, ja nee, ek glo dit het regtig gebeur nie. Dis nie die begin. As u nie besef en ek nie besef dat dit vir jou persoonlik, vir my persoonlik was dat dit gebeur het nie, dan is dit nog steeds bejammerenswaardig. Jesus het sy lewe vir ons gegee, vir u gegee. Hy het ter helle neergedaal, wat dit ook al moes beteken het om van God verlate te wees, hy het dit vir my gedoen. En hoe kan ek dit weet? En dit verander my nie van binne af na buitentoe nie. Hoe kan my lewe nie 'n getuienis wees in woord en daad nie? Ja, met al my foute en al my sonde en alles wat ek verkeerd doen. Maar met die Heilige Gees in my hart en die uitsien dat God se woord waar is, feitelik waar, en dat dit vir my persoonlik is. Dis al wat die Here vra, is glo. Glo met jou hele hart, is die waarheid. En as mense dit werklik begin glo het, geliefdes,
Dan sou hier nie genoeg kerkbankies vanoggend gewees het om al die mense te huisves wat op 'n Sondagmôre kom om God te aanbid nie, om sy woord te hoor nie. Dan sou ons gesien het hoe liefdadigheid en vrede in God se liefde vergestalt word oor die wêreld heen. Oorlose sou tot op 'n einde gekom het daar, dit sou ampertjies, soos hemel op aarde gewees het. Maar ons is nog hier. En dit maak nie saak wat hierdie boodskap beteken vir die persoon daar langs jou of agter jou, of die persoon daar op die straathoek nie. Dit gaan net oor my. Dit gaan net oor hierdie persoon. Want dit is net vir hierdie persoon wat ek eendag voor God kan gaan staan en sê, Here, ek weet, soos Paulus, ek is eintlik 'n misgeboorte. Ek moes eintlik nie gewees het nie. Maar U het vir my genade gegee. U is die een wat vir my krag gegee het om vas te staan in die tye wat ek gedink het, dis nou hopeloos. Daar's nie meer uitkomsie. Dis vir my dat U opgestaan het uit die doodheid en ek kan nou lewe saam met U tot in alle ewigheid. Kom ons bid vir onsself, maar kom ons bid vir mekaar dat die wonderlike boodskap van Paasfees, die evangelie, dat hierdie saadjie sal ontkiem en sal groei meer as ooit tevore. En ons sit met ouer mense hier vanoggend, jonger mense, jong mense, jy het nog jou hele lewe voor jou. Moet dit nie mors nie, jy kan vandag al 100% glo in die Here en verander word deur hom. Hy's 'n God van wonderwerke, dis wat hy kan doen en wil doen. Ou mense, ek weet die pad was hard en lank gewees, baie verliese, baie hartseer, maar begin weer vandag, glo weer, hou vas aan die enigste hoop, wat die mensdom ooit ontvang het, die enigste ware hoop. Kom ons gee ons lewens vir die Here. Bid saam met my asseblief. Here, U is die een wat van 'n vervolger van die kerk, iemand wat aktief dit wou afbreek en die ledemate, die lidmate van U liggaam wou in 'n tronk stop of doodmaak. Dat U so 'n mens kon aangryp. En dat daai selfde mens, Paulus, vir ons 'n ryke, geïnspireerde boodskap kom gee in hierdie belydenis van hom in 1 Korintiërs. Dat ons dit kan lees en kan weet elke woord is daar vir ons net so waar as wat dit vir hom was of die mense rondom hom van daai tyd. En hy het dit nie verduidelik of regverdig aan die mense vir wie het sê nie, want soos hy sê, daar was nog mense in daai tyd wat vir Jesus met hulle eie oë gesien het. Die getuienis is onsagwekkend. Die bewyse is daar. Hierdie man, die Here Jesus, het werklik lewendig geword. En Here, as dit alles wat ons glo, dan is dit maar net vir ons historiese feite. Nee, maar ons bid dat dit meer sal wees. Here, dat ons dit nie net sal weet nie, maar dat ons dit sal glo. Dat ons in U sal glo. En nie ons harte sal sag maak. En ons lewens so sal stuur en rig, dat alles maar alles aan U gewys sal wees. Dat ons nie 'n enkele besluit sal maak, sonder dat ons vra, Here, wat is U wil nie? O God, waarmee is U met my op pad nie? Laat dit so wees, Here, kom werk kragtig in elkeen van ons harte, se lewens. Ons behoort aan U. Die begin en die einde van alle dinge. Ja, Here Jesus, ons bid dit in U naam. U wat lewe in ons lewe saam met U. Amen.